Goeiemôre broers en susters en welkom by vandag se uitsending van Koffie vir jou siel. Vandag is die 6de Januarie 2026. Die titel vir vandag, wat is aanbidding? En ons tema vir die week, boustene vir jou tyd met God. Vandag gaan ons voort met ons week deur te kyk na die fundament van kwaliteit tyd alleen met God te wees. En vandag gaan ons kyk na die waarde van aanbidding. Aanbidding is miskien die mees fundamentele deel van kwaliteit tyd alleen met God. Dit neem wat so dikwels 'n selfgesentreerde tyd kan wees en bemagtig ons om God met al sy liefde en goedheid eerder in die middelpunt van ons tyd te plaas. Die sleutelvers vir vandag kom uit Psalm 59 vers 17. Maar ek sal sing van die mag, elke môre sal ek jubel oor die trou, want U is vir my 'n veilige vesting, 'n skuilplek in tyd van nood. Die oordenking vir vandag, gemaak om te aanbid, die gawe wat ons aan God teruggee. Aanbidding deur sang is veel meer as net 'n musikale oomblik. Dit is 'n heilige uitnodiging tot 'n onbelemmerde verhouding met God. Of sang nou natuurlik vir ons kom of nie, die skrif openbaar dat God hom verlustig in die melodieë van sy mense. Wanneer ons aanbid, reageer ons op die een wat die hoogste prys betaal het, bloot om ons nader aan hom te bring. Deur te aanbid sluit ons aan by die verlange van God se hart en gee aan hom wat hy van ons verwag. Aanbidders wat in gees en in waarheid na hom toe kom. God is lief vir aanbidding, omrede dit is waar ons harte met syne ontmoet. Die God wat sterrestelsels met sy stem vorm, vind vreugde wanneer sy kinders hulle stemme na hom verhef. Elke loflied word 'n offer wat die hart van die Skepper raak, wat sonsondergange skilder, lewe in stof blaas en ons sy eie noem. Aanbidding is nie net 'n ritueel nie, dit is 'n geskenk wat ons gee aan die een wat ons alles gegee het. Musiek het 'n unieke krag om die grense van ons begrip te omseil en ons geeste tot God se teenwoordigheid te wek. In aanbidding ontmoet ons hom op maniere wat anders is as gebed of Bybelstudie. Ons stort aanbidding, dankbaarheid en liefde uit, en in ruil daarvoor ontvang ons sy nabyheid, sy vrede en sy transformerende genade. Aanbidding word 'n heilige uitreiling, ons liefde vir sy liefde, ons lied vir sy teenwoordigheid, ons oorgawe vir sy vreugde. Jy is hiervoor geskape. Aanbidding is in jou ontwerp ingeweef, 'n pad na intimiteit met die Vader wat jou met standvastige liefde nastreef. Soos jy kies om te aanbid, of dit nou in samekoms met ander gelowiges is, of wanneer jy alleen is, sal jy 'n God ontdek wat nader aan jou kom, jou genees, jou herstel en jou lewe vul met onblusbare vreugde. Neem tyd om hom in aanbidding te ondersoek en mag jou hart gekenmerk word deur 'n dieper openbaring van sy krag, sy genade en sy onfeilbare liefde. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? As die gewig van die wêreld vandag op jou hart druk, word 'n oomblik stil en wend jou tot aanbidding. Selfs 'n paar oomblikke in God se teenwoordigheid kan jou perspektief herrangskik, jou angs stilmaak en jou herinner aan die liefde wat jou standvastig hou. Aanbidding het die krag om laste te verminder en die waarheid van sy nabyheid te vergroot. Mag jou dag gevul wees met die vrede en vreugde wat kom uit die wete dat die Vader naby is. Dra wat jy nie kan dra nie en jou omring met sy ewige liefde. Die aanbiddingslied vir vandag is deur Maranatha Music, getiteld Here I Am to Worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you.
to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, and to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, and wonderful to me. You're altogether lovely, altogether worthy, and wonderful to me. Lord, you're wonderful to me. Oh Lord, you are so worthy, and Lord, you are so wonderful to me. Kom ons bid saam. Here my God, bring my hart tot aanbidding wat my oë bo elke las verhef. Leer my om elke oggend van die krag en die genade te sing en om skuiling te vind in die krag van u teenwoordigheid. Laat my aanbidding my siel hervestig, my vrese stil maak en 'n dieper bewustheid van u nabyheid ontwaak. Vul my gees met die vreugde wat kom van 'n ontmoeting met u en laat my lewe die melodie van u standvaste liefde weergalm. In die heilige naam van Jesus Christus. Amen. Ons kan ook verder in die skrif lees om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste gedeelte kom uit Psalm 95 vers 1 tot 3. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof. Laat ons hom toejuig met lofsange, want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. Hierdie is 'n beroep tot aanbidding wat ons aan sang herinner en is 'n deur na God se teenwoordigheid. Die volgende gedeelte kom uit Sefanja 3 vers 17. Die Here jou God is by jou, hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, hy is stil tevrede in sy liefde, hy jubel en juig oor jou. Hier kan ons sien dat God ontvang nie net ons aanbidding nie, hy sing oor ons met liefde. En dan die laaste vers kom uit Hebreërs 13 vers 15. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring, die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Hier sien ons dat aanbidding 'n voortdurende offer is, 'n ritme wat ons harte vorm en God eer. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê, mag die Here jou seën. Ons chat weer, tot volgende keer. Shalom, shalom.